Susanna Elsebie Sonnekus, gebore 25 Junie 1883, oorlede 5 Junie 1901. Sy was dodelik gewond deur die Engelse in 'n geveg op Klipkop op 14 Junie 1901. Haar jong en soet lewe is geneem deur die Engelse vir die vryheid van haar, daar moet eintlik staan, boerevolk, was sy geskiet. Soos ek in die boekie geskryf het, Stem van die Profeet, ek wil nie graag praat oor die toekoms nie, want dit is moeilikheid wat vir ons voorlê. Daar wag vir ons 'n baie moeilike tyd. En ons sal dit net oorleef as ons die Here aan ons sy het. Anderster, dan weet ek nie. Want soos Oom Niklas, soos ek gesê het, Oom Niklas het gesê, die Here is bereid om sy deel vir ons volk te doen. Maar hy verwag van ons iets terug, en dis om 'n gelowige volk te wees. Dit is baie waar. Dit het hy gesê. Oom Boy het baie van my dit gesê. Ek het 'n verdeelde volk gesien. 2 houte. Een met penne en een met gate. Die rooi kielhouer gaan oor hulle. Die penne steek in die gate en die 2 houte voeg so goed dat gemens die nate kan sien. Ons volk het bitter gelei in die jare wat agter lê. En daardie lyding is nog nie verby nie. Visioen oor die toekoms van die Afrikanervolk, want 2 spalt in Afrikanergeleedere voer tot vandag toe nog hoogtyd. Maar wie was hierdie man met die visioene? Nagenoeg 700 is opgeteken. Die enigste profeet wat nie net in die Suid-Afrikaanse parlement bespreek is nie, maar ook die Britse parlement was genoodsaak om hul ore uit te leen vir sy profeseë. Profeet se verhaal begin met sy geboorte in 1864 op die plaas Rietkuil in die distrik Ottosdal. Nicolaas Pieter Janse van Rensburg. Oom Niklas, of Siener van Rensburg, soos hy aan baie bekend was. Kyk, daar's geen twyfel aan dat die Siener absoluut 'n gelowige mens was nie. Hy het net sy Bybel gelees. En volgens sy hele lewe was die een uitstaande eienskap sy geloof. Het glad nie 'n geweer gedra nie, so erg so, dat toe die rebelle in Suidwes elkeen 'n goue pond kry, het hy nie een gekry nie, want sy naam was nie op die lys van die rebelle nie. Hy het gesê, hy sien, hy kry sy geelperske eers in Johannesburg. Die mense kom daar en hulle kom na oupa toe en hulle. Toe begin my tannie dit afskrywe. Van 1916 af, sy eers begin skrywe. En hier om Corneels van Nieuwenhuis, hy was familie van generaal Larey. En hy het altyd by oupa dit kom haal. En dan skryf hy dit af. Al die visioene wat deur sy dogter Anna opgeteken is, word vandag by die museum op Lichtenburg bewaar, nadat dit deur die familie geskenk is. Talle van hierdie gesigte het Siener ook aan sy vriend Boy Moesman vertel en ook verklaringe vir sommige gegee. Kyk, my pa was iemand wat baie intensief belang gestel het in landsake. Hy het gestudeer op Stellenbosch, hy het gekom om te kom rebelleer. En as gevolg van generaal De La Rey, wat sy oom was, sy verhouding met die Siener, het my pa ook baie belang gestel. Trouwens, my pa was seker later vond hy die grootste boesemvriend van die Siener. Meneer Boy Moesman was 'n groot vriend van Siener gewees. En ek glo dat Siener tog met hom sou gesels het oor sy visioene. Ek glo veral waar meneer Moesman skynbare vertroueling van hom was.
Oom Niklaas het baie van sy profesieë in simboliese beelde gesien. Baie daarvan het hy self ook nie verstaan nie. Ander het hy weer verduidelik. Dieselfde simbole, dieselfde betekenis behou dwars deur sy lewe. Soos byvoorbeeld, wat kan ek noem? Die ekonomie, die geelperske in Suidwes, die ekonomie, ons ook ekonomie wat tot niet gaan, het gesê die geelperskeboom, 'n produktiewe boom, word 'n sipresboom. Aan my pa het hy gesê dat ons geldstelsel sal so min werd word dat jy jou huis daarmee kan uitplak. Nagenoeg 1000 simbole verskyn in oom Niklaas se gesigte. Sommige van hierdie visioene is nog nie eens verklaar nie. Maar Siener van Rensburg se visioen oor die swart 15 en die dood van generaal Koos de la Rey sou hom onteenseglik as profeet in ons geskiedenis vestig.
Dis nou middelmaart 2017. Vir so baie jare was daar so dikwels geskryf en gepraat oor Siener van Rensburg, die boereprofeet. Maar ek dink baie van ons mense het nie geweet dat hy 'n boesemvriend gehad het met die naam van Boy Moesman nie. Boy het op 'n plaas gebly met die naam van Langlaagte in die Amalia en Vryburg distrik. Hy was gebore op die 22ste Oktober 1885 en het vanaf Langlaagte te perd 160 km of in die ou taal 100 myl gery om al die visioene wat Siener van Rensburg gesien het neer te skryf. Boy Moesman was ook getroud met Cornelia Haasbroek en sy was gebore op die 28ste Januarie 1895. Die Siener het die belang van die optekening van sy visioene soos volg verduidelik. Ek sien daar kom 'n tyd dat die wêreld omgeploeg is. Dinge is deurmekaar, gewoonlik oorlog. Dan sien ek oor die omgeploegde grond lê 'n slang. Ek sien nie sy kop, ook nie sy stert. Net toe sien ek my dogter Anna sit en skryf. Toe weet ek, as die wêreldomstandighede selfs in die kerke so deurmekaar is, dan sal die een sê, Kosie het so gesê, en natuurlik die ander een sal weer sê, nee, maar Kosie het nie so gesê nie, maar so gesê. Dus moes Anna die visioene vanaf 1916 neerskryf tot en met Siener se dood. Haar optekeninge neem middel Augustus 1916 in aanvang en strek tot en met Siener se dood in 1926, bykans 400 visioene. Sy het dit opgeteken in 'n vorm van Hollandse Afrikaans. Die spelling is foneties en soms moeilik verstaanbaar. Soms is van die visioene 2 keer aangeteken met geringe verskille tussen die weergawes. Die visioene wat Anna vir Moesman neergeskryf het sy na haar vader se dood aan Moesman oorhandig met die woorde: As oom Boy, jou boek uitgee oor my pa se voorstellings, ek wil niks hê nie. Ek wil niks hê vir die aantekeninge. Net as daar geld oor is, dan bou oom Boy vir my pa op sy graf 'n klein monument. Publikasie van die werk is as gevolg van meningsverskille tussen die Moesmans en die van Rensburg nooit geskryf nie, of nooit in boekvorm gesit nie. Publikasie van die werk is as gevolg van meningsverskille oor beweerde kopiereg en politieke strydpunte op die lange baan geskuif. Vir 'n geruime tyd is aanvaar dat die handgeskrewe visioenbundel wat in die hervormde kerkargief in Pretoria bewaar word, Anna se weergawe is. Later het dit aan die lig gekom dat die oorspronklike oefeningboeke waarin sy dit aangeteken het, in die Lichtenburg Museum bewaar word. Ek glo dit was daar in die museum, maar ek moet vir u sê, wanneer u nou besoek aflê by die Lichtenburgse museum, is dit om van te ween. Voor in die handgeskrewe oefeningboeke het Anna op 26 Junie 1978 onder die adres Rietkuil 22 'n aantekening gemaak. Sy het daar geskryf: Vriende, dit is die boek wat ek opgeskryf het als pa vertel. Jammer dat dit so stikkend is, maar dit is van uitleen. Dankie, sy dogter Anna Badenhorst. Anna se optekeninge het 5 boeke bevat. Sy het hierdie boeke gerangskik en hier is die datums wanneer hierdie boeke geskryf is. Vanaf die 15de Augustus tot die 3de September 1918 het sy daarmee begin, tot en met 17 Augustus 1922 tot Mei 1925. Die laaste deel is in 1920 geskryf. Dit is gewone skooloefeningboeke wat as gevolg van herhaaldelike hantering baie verwering toon. Die afskrifte in die hervormde kerkargief is ook baie hanteer. Anna het op versoek van belangstellendes
afskrifte van haar bundels gemaak, byvoorbeeld vir haar broer Callie en Boy Moesman. 'n Kopie van die visioene is ook by Dani Erasmus van Senekal gemaak. Op hulle beurt het belangstellendes weer afskrifte van die afskrifte gemaak en sodoende het 'n hele aantal weergawes in omloop gekom. Benewens Nieuwenhuisen en Anna was dit by uitstek Delery se susterkind Boy Moesman wat oor meer as 20 jaar heen en weer die siener se visioene op sy plaas gaan skryf het. Nie net het hy deur middel van Delery heelwat inligting oor die visioene bekom nie, hy het ook die rebelletog na Duitswes saam met die siener meegemaak. By afloop van die rebellie het Moesman by tye selfs vanaf die plaas Langlaagte presies 100 myl, so wat 160 km vanaf Rietkuil, minstens 1 keer per week te perd die siener op Rietkuil besoek, om eerstehands te verneem wat hy gesien het en wat die betekenis daarvan is. Moesman het vrywillig die taak op sy skouers geneem om oor die korrektheid van die visioene se inhoud en die integriteit van die verklaring daarvan te maak. Nie net het hy moeite gedoen om Anna se optekeninge oor te skryf nie, hy het ook in talle gesprekke met die siener eerstehands verneem van die visioene sedert die Anglo-Boereoorlog en die verklaringe daarvoor uit die siener se mond neergeskryf. Na die siener se dood in 1926 het Moesman die grootste kenner van die visioene en die betekenis daarvan geword. Van tyd tot tyd is hy deur belangstellendes besoek om duidelikheid oor die inhoud en betekenis daarvan te kry. Veral in die omstuimige tyd voor en tydens die Tweede Wêreldoorlog was Moesman 'n belangrike bron van inligting oor die visioene. Vanweë die noodmaatreëls wat op politieke byeenkomste van toepassing was, is gesprekke deur en met lede van die Ossawa brandwag oor die siener en sy visioene in die geheim gevoer. Vir so 'n geleentheid het Moesman vanaf Vryburg na Bloemfontein gereis om 'n groep studente wat meer daaroor wil weet toe te spreek. Daar word vertel dat die ligte in die vertrek is verdof, komberse is voor die vensters gehang en wagte is buite die vertrek geplaas voor Moesman die boeke met die visioene uitgehaal het en die studente daaroor toegespreek het. Bewondering vir die siener en belangstelling in sy gesigte het nie na sy dood afgeneem nie. Telkens wanneer die boerevolk krisisse beleef het of wanneer nasionale nood gedreig het die herinnering aan siener se geestelike leiding in die geheue herleef. Soos byvoorbeeld het die boerevolk se politieke verdeeldheid voor en tydens die Tweede Wêreldoorlog daartoe gelei dat talle Afrikaners meer inligting oor die siener se insigte wou kry. Sy mededelings is op sensasionele wyse wyd en suid verkondig en op allerlei opspraakwekkende wyses uitgelê. Ook die pers het vrylik aan die debatte oor die siener en sy visioene deelgeneem. Die politieke wending van 1994 het mense weer na die pen laat gryp en die siener het binne die bestek van enkele jare weer 'n huishoudelike naam in gesprekke oor die boerevolk se toekoms geword. Spekulatiewe en verdraaide weergawe van wat die siener gesou gesê het, was weer, soos tydens die Tweede Wêreldoorlog, aan die orde van die dag. Onakkurate weergawe daarvan het daartoe gelei dat verdigsels en feite sodanig vermeng geraak het, dat dit in meeste gevalle onmoontlik geword het om tussen die waarheid en die verdigsel te onderskei. Soos tydens die rebellie en direk daarna is die historiese feite deur onakkurate Die lotgevalle van die visioenbundels wat Anna opgeteken het, lees op sigself soos fiksie. Anders as diegene wat slegs 'n tydelike belangstelling in die visioene openbaar het, was daar ook diegene wat 'n lewenslange studie daarvan gemaak het. En so 'n persoon was Boy Moesman. Die persoon wat die meeste in die verband gedoen het, was juis L.E.L. Moesman,
beter bekend as Boy Moesman van Vryburg. Daarbenewens het hy 'n verstommende volume korrespondensie gehandhaaf. Die vriendskap wat hy met die siener tydens die epiese rebelletog na Duitswes gesmee het hy tot en met die siener se dood in 1926 onderhou. Sy noue kontak met die siener wat hom toegang verleen het tot 'n kosbare skat eerstehandse inligting was vir min ander beskore. Nie net het hy verklaringe van die visioene uit siener se mond verneem nie, hy het die siener so goed geken dat hy dieptekennis verwerf het van die siener se denkwyse en die simboliek wat sy joene deurspek. Ook uit 'n ander bron het Moesman waardevolle inligting ontvang van niemand minder as Dellery nie. Moesman se moeder was generaal Dellery se suster. Sy vader, L.E.L. Moesman, was ook 'n vriend van siener. Hierdie noue band het daartoe bygedra dat Moesman vertroulike inligting kon inwin wat nie algemeen bekend was nie. Afgesien van Moesman se persoonlike band met die siener en sy toegewyde pogings om die geestelike nalatenskap van die siener lewend te hou, het hy gemeen die visioene sal vir die boerevolk as geheel van belang wees. In 1949 skryf Moesman byvoorbeeld: Ek gee nie om dat 'n mens romans skrywe om geld te maak nie, maar dan in 'n verband met so 'n belangrike volkssaak en vooral die voorspellings van die siener wat van 'n hoër hand kom om ons volk in die donker dae voor te lig en in geloof te inspireer. In 1949 skryf Moesman byvoorbeeld: Hy gee nie om 'n mens skryf romanse nie, maar 'n mens moet absoluut seker wees van jou feite, want die voorspellings van siener kom van 'n hoër hand om ons volk in die donker dae voor te lig en in geloof te inspireer. Uit korrespondensie tussen Moesman en Anna blyk dit dat die siener se kinders aanvanklik nie genee was om 'n afskrif van die visioene van Moesman te laat maak nie. Die siener se seun Niklaas, beter bekend as Callie van Rensburg, was nie daarmee gediend nie, omdat daar sprake was dat die regte om die siener se visioene te publiseer aan 'n ander persoon verleen is. Daar was ook 'n ander rede: politieke verskille tussen Callie en Moesman. Tydens die Tweede Wêreldoorlog het Callie teen alle verwagtinge in by die Unie Weermag aangesluit. En dit was nou die weermag van Jan Smuts, die boereverraaier. Vir 'n vurige nasionalis soos Moesman was dit eens te veel, omdat dit nie gerym het met die siener se politieke sentimente. As gevolg daarvan die siener swaar onder generaal Smuts se imperialistiese politiek deurgeloop het. Moesman was immers 'n oud rebel wat teen Botha en Smuts se politieke standpunte in opstand gekom het, en hy het Callie se aansluiting by die Unie Weermag as 'n skending van siener se nagedagtenis as volksman beskou. Gevolglik kon Moesman nie verder met sy boek nie. Callie het by die Unie Weermag aangesluit omdat daar sprake was dat hy 'n besonderse geskikte kandidaat vir internering deur die Smuts regering was. Die siener se sentimente teen Smuts was immers wel bekend, en daar was die moontlikheid dat sy visioene die boerevolk se republikeinse strewe kon laat opvlam tydens die spanningsvolle tyd in die aanloop tot en met die Tweede Wêreldoorlog. In 1939 het Moesman 'n brief aan Callie geskryf waarin hy hom daarop wys dat hy tydens die siekte van siener se vrou Annie op Rietkuil was en daar geld vir haar gelaat het, sodat Anna vir hom 'n afskrif van die visioene kon maak. Hy wou voorts van Callie weet in hoeverre daar aan die versoek voldoen is. In dieselfde brief vra Moesman vir Callie of hy vertroud is met Nieuwenhuisen se. Is hy 'n smelter of is hy 'n nasionalis? Moesman het gesê dat siener hom sal verkwalik as hy nie hulle waarsku teenoor wat besig is om te gebeur nie. Dan skryf Moesman aan Callie: By wie het julle aangesluit? By die vyand van die boerevolk? Dit kan nou nie help of jou oog wit is of nie. Ek vertrou ek sal jou oorlede pa weer ontmoet. En as ek nie betroubaar was nie, sou hy nooit met my gepraat het oor die visioene wat hy gesien het nie. Hy sal my vermaan het en gesê het,
Waarom het jy nie met my kinders gepraat en hulle reg gehelp nie? In die brief laat Moesman vir Callie duidelik verstaan, sy vermaanende woorde is goed bedoel. Niklaas se vriend, ek bedoel nie die minste kwaad by my brief, maar die Heer weet ek wil my plig teenoor julle nakom en julle vader se reputasie handhaaf en sy kinders dit waardig laat deurleef. En Callie het 'n sterk bewoorde brief van Moesman teruggeskryf waarin hy self verklaar het dat hy wou aanvanklik nie terugskryf nie, maar hy sien dat Moesman nie ophou met sy korrespondensie. Oor Nieuwenhuisen se politieke standpunte het Callie bygevoeg: Oom Boy, u vra my of ek al uitgevind het waar kaptein Cornelius Nieuwenhuisen staan. Hy kan staan waar hy wil en ek het aan oom gesê ek wil van hom die gesegde gekry het wat hy in die tronk sou afgeskryf het. Ten slotte meld Callie, hy sien Moesman gaan met mevrou generaal De Wet oor die siener se visioene praat. Maar, oom Boy, daar is geen sprake van een afskrif nie, want een persoon het die boek kom om hom te laat druk en hy het die kopiereg. Kort daarna skryf Anna 'n brief aan Moesman waarin sy haar by haar broer Callie skaar. Kyk Boy, ek het nie die brief aan Kemp geskryf, wat hy het nie van my boeke nie, maar ek staan agter Niklaas oor my boeke. Anna wys ook daarop dat daar verdeeldheid in die familie is oor verskillende politieke standpunte en waarskynlik oor Callie se aansluiting by die Unie Weermag. En dan ten tweede terwille van die familie se onaangenaamheid, want ons is verdeel. En Boy, soos jy my pa geken het, was hy nie vertwis nie. Uit die brief blyk dit voort dat ene Dr. Martin van plan was om die visioene in druk te laat verskyn, net so te laat druk als wat dit geskryf is. Intussen het dit onder H.J. Dreyer van Senekal se aandag gekom dat kopiereg op die visioene na bewering reeds afgestaan is en dat Anna die weergawe daarvan nie meer in haar besit het nie. In 'n brief aan Anna skryf hy oor sy kommer in hierdie verband. Die moontlike onsekere tye wat vir die boerevolk voorlê, noop hom om op te merk. Ek reken dat hy tans alles in die vermoë doen om dit in die hande te kry. Die moeilikheid is tans nie meer van ver af nie, en dit kan dalk in die storm so verlore raak dat dit nooit weer gevind sou word nie. Dit sal nie net vir u 'n verlies wees nie, maar vir die boerevolk as geheel. Op 27 Desember 1939 skryf Dreyer nog 'n brief aan Anna, waarin dit blyk dat sy nog nie die bundel visioene terugontvang het nie. Uit 'n vorige brief blyk dit dat die boeke weer in Anna se besit is en dat Dani Erasmus van Senekal dit wou raadpleeg. In 'n latere brief skryf Dreyer die visioenbundel is aan Anna teruggestuur en hy voeg by: In hierdie donkere tye is die inligting daarin bevat vir 'n mens onuitspreeklik veel werd. Uit G.H.M. Coetzee se mond moes Moesman verneem, die siener se kinders het die regte om die boek uit te gee aan Coetzee gegee. Coetzee skryf aan Moesman: Ek is bly om te sien dat daar meer boere is wat oom Niklaas as 'n volksman en 'n godsman beskou en voel dat sy lewensgeskiedenis en voorspellings heilige skatte is wat ten boek gestel moet word. Ek voel jammer dat ek u in die wiele moet ry, maar ons is aan dieselfde taak besig. Hierdie taak, of liewer eed, is deur die bestaande familielede opgelê en ek is reeds vir die laaste aantal jare besig om daaraan te werk. Die oudste seun van oom Niklaas wat nog lewe, is 'n swaar van my en hoewel ek op Dulstroom skool hou, bly by my ouers waar ek opgegroei het, 'n paar myl van die ou familieplaas van Sienersin af. Persoonlik het ek al die inligting wat hulle ingewin en beskik ek oor die boeke waarin sy voorspellings opgeskrywe is. Hulle is baie werd. Ek voel dus om u daaraan te herinner dat u nie toegelaat sal word om u werk te publiseer sonder die goedkeuring van die familie van Rensburg, wat onder omstandighede nie gegee sal word nie. Ek is baie jammer as dit 'n geval is dat ons mekaar in die wiele moet ry, maar u moet eers seker maak of u die reg daartoe verleen sou word. Die familie werk saam met my en u kan nie op hierdie stadium toestemming kry nie. Sonder hulle medewerking kan u werk ook nooit volledig wees nie.
Laat my egter van u hoor, miskien kan ons 'n basis van 'n ooreenkoms tref en 'n oplossing vind. Nou ek kan my verseker, of ek kan myself ook indink, hoe teleurgestel Boy Moesman was, na hy vir soveel kere te perd na Siener van Rensburg gery het. En ook as gevolg van mense se politieke verskille, is hierdie boek en die visioene van Siener van Rensburg nooit in boekvorm gesit nie. Moesman kon nie sy teleurstelling verberg dat die visioene bundels deur persone met sapneigings gepubliseer sou word nie. In 'n brief aan die Transvaaler dui Moesman subtiel aan dat die boek wat uit Coetzee se pen sou verskyn verkeerde invloed kan bevat. Laat my toe om die lesers van die Transvaaler te waarsku teen boeke oor Siener. Ek weet van 'n hele paar. Van die skrywers het party my gevra om vir hulle besonderhede te gee vir hul boek. Ek is gewillig, maar nou wil mense geld daarmee maak. Iemand het my ook in kennis gestel dat ek nie 'n boek mag skryf nie, want hy is al jare besig met so 'n boek. Hy kry sy gegevens van die Siener se seuns. Hy het die kopiereg op die voorspellings. Dreyer het onder die indruk verkeer dat kopiereg vir die publikasie van die visioene aan 'n ene meneer Koortse van Dullstroom afgestaan is. En bygevoeg, hy kan nie glo die boek met die visioene is in generaal Kemp se besit nie. Sy inligting was egter deels korrek, want reeds op 18 April 1939 skryf G.H.M. Coetzee vanaf Dullstroom aan Moesman dat hy die kopiereg op die visioene besit en dat dit deur die familielede van die Siener aan hom oorgedra is. Voorts het Coetzee se navorsing sover vasgestel kon word, nooit in gepubliseerde vorm verskyn nie. Dit is ook onwaarskynlik dat sy navorsingsresultate onder die naam van Sybrand Botha in die boek Profeet en die Krygsman verskyn het, omdat die Siener se naasbestaandes dan van die skrywer se ware identiteit bewus sou geraak het. Omdat Anna Badenhorst genader is om 'n boek oor Siener te skryf en Coetzee deur Callie gehelp is om 'n boek saam te stel, het 'n spanningsvolle situasie ontstaan wat tot gevolg gehad het dat Moesman nooit die waardevolle inligting daaroor waaroor hy beskik te boek gestel het nie, alhoewel hy redelik ver met die voorbereiding van so 'n boek was. Die boek wat Boy Moesman sou geskrywe het, sou uit en uit die waarheid gewees het, net soos wat Siener van Rensburg sy visioene aan hom oorgedra het. Hy sê as volg: ons besit genoeg kennis van oom Nicolaas se dinge om 'n dik boek van te skrywe. Genoemde kennis het ons self opgedoen en is derhalwe privaat eiendom. Oom Nicolaas was benewens 'n godsman uitsluitlik 'n volksman. Sy morele nalatenskap is derhalwe volkseiendom. Sy gesigte het hoofsaaklik gegaan oor staatkundige aangeleenthede wat so 'n publikasie van geskiedkundige aard sal maak en derhalwe publieke eiendom is. Oom Nicolaas het my gedurende sy lewenstyd persoonlik gevra en opdrag gegee om 'n boek te skryf van al sy gesigte, waaraan ek tans wens om te voldoen. Aantekeninge deur sy dogter gemaak is ook in my besit, sonder voorbehoud van outeursreg. Genoemde aantekeninge sal maar 'n klein deeltjie van die geheel uitmaak. Die aantekeninge word alleen ingevoeg ter wille van die volheid van sy visioene. Vir Moesman moes die struikelblokke in die weg van sy beoogde publikasie 'n groot frustrasie gewees het, omdat hy herhaaldelik en deur talle persone versoek is om 'n boek oor Siener se visioene te publiseer. In een van talle soortgelyke briewe versoek P.H. Hatting op die 3 Mei 1941: ek volg nog altyd jou persartikels met groot belangstelling, veral as ek by ontjuisthede ten opsigte van oom Nicolaas geweerspreek word. Ons kan nie toelaat dat die Siener se geskiedenis foutief aan die nageslag oorgehandig word nie. Vervolgens doen ek 'n beroep op u, meneer Moesman, maar jy sal besef dat persartikels vir die geskiedenis verlore kan raak of nie raak gesien word nie. Daarom wil ek 'n beroep op jou maak om die feite, veral soverre dit 1914 betref, te boekstaaf. Ek verkeer onder die indruk dat niemand dit beter as jy kan doen nie.
S.F. Geldenhuys skryf ook in 1941 aan Moesman, die Bybelse voorbeeld van Daniël moet Moesman motiveer om die voorgenome boek oor Siener te laat verskyn. Geldenhuys voeg by: Ek glo dat die Heer weer 'n verlossing kan teweegbring, so wonderlik soos by die Rooi See, en dat hy uitsien na die publikasie van Moesman se boek. Vanweë die onsekere tye vir die boerevolk tydens die 40er jare van die vorige eeu, is Moesman uit alle oorde lastig geval vir die inligting oor die donker tye waarin die boerevolk hulle tydens die Tweede Wêreldoorlog bevind het. In 1941 skryf H.T. Prinsloo 'n ontroerende brief waarin hy vra Moesman moet die Siener se voorspellings aan hom stuur. Hy skryf ook: Dit is my begeerte en wens om dit vir myself te lees en te hou en te waardeer, want ek beskou dit as in vroeë jare ons Hemelse Vader sekere profete, soos in ons Bybel voorkom, die verstand en wysheid gegee het om voorspellings te maak, en dat ons Hemelse Vader sulks aan oom Nicolaas gegee het, vir ons en vir die boerevolk. Moesman skryf in hierdie tyd 'n brief aan die Transvaaler waarin hy te kenne gee dat hy kritiek op Sybrand se boek lewer. Hy voeg by dat vandat hy die foute in Botha se boek gesien het en aan die lig gebring het, hy talle briewe van oral ontvang het waarin die besonderhede van Siener se visioene gevra word. Die boek wat hy in die vooruitsig gestel het, was reeds in 'n gevorderde stadium van beplanning en sou uit 3 afdelings bestaan het wat Siener se hele lewe sou dek. In 1949 skryf Moesman 'n brief aan M.S. van Tonner waarin hy die 3 afdelings van die boek soos volg aandui: Nou, terwyl dit nou dringend nodig is dat ek die deel wat handel oor die rebellie eers publiseer, wil ek die boek in 3 dele verdeel. Hy verduidelik, deel 1 van die boek sal handel oor al die gesigte en voorspellings van die 3-jarige oorlog. Deel 2 oor die rebellie en die nasleep. Dan die toekomstige dinge soos wat dit nou gebeur en die toekoms tot die eind waar ons weer vry sal wees. En deel 3 sal wees die boek van die titel Uit die volk vir die volk. 'n verdere bron van frustrasie vir Moesman was die feit dat generaal Kemp en ander se werke waaroor daar oor Siener van Rensburg geskryf was, onakkuraat was. Volgens Moesman, wat die rebelletog na Duitswes saam met Kemp meegemaak het, was Kemp se boek Die pad van die veroweraar, deurspek met onwaarhede. In 'n brief aan C.J. Borman meld Moesman, indien dit nie vir Kemp se leuns was nie, kon alle boere van al die gebeure in die toekoms weet. Ek koop Kemp se boek nie, omdat ek in die boek nie belangstel nie, maar met Kemp se boek wil ek sy leuns bestry. In 'n volgende brief aan Borman skryf Moesman: Nou is my plan om daarmee na die Vaderland Koerant te gaan en te vra wat dit my sal kos om 30 of 50 boekies te druk. Ooreenkomstig ons ooreenkoms weet ek wat elke boekie sal kos en kan ek hulle uitstuur na vriende wat ek self weet hulle sal koop, en dan vra ek hulle moet hulle vriende vra om hulle name en geld te stuur. Dan volg 'n tweede en 'n derde deel en dan publiseer ek my hele boek wat die Transvaaler en die Volksblad nie wil druk, omdat juis generaal Kemp se boek die tog te veel leuns is. Die stukkie geskiedenis is net so belangrik in ons volk se geskiedenis as die plegtige gelofte by Danskraal. Veral die boek Profeet en die Kruisman deur 'n ene Sybrand Botha het wyd aanstoot gegee en lesers teleurgestel gelaat. In Maart skryf 'n onbekende outeur aan Moesman: Ek het met groot belangstelling u brief in die Transvaaler gelees, maar die sogenaamde feite van die skrywer van die boekie Profeet en die Kruisman betwis. Ek het die boekie gekoop net voordat ek u brief in die Transvaaler gelees het, en ek kan dus begryp ek is teleurgestel daarin. Ook uit die Siener se familiekring het dit kritiek teen Botha se boek nie uitgebly nie. Ongeveer 1942 skryf die Siener se skoonseun, Rudolf Coetzee, aan Moesman van sy ontsteltenis oor Botha se boek.
Wel, in die eerste instansie wil ek jou bedank vir die kritiek uitgeoefen oor die boek wat oor my oorlede oupa Siener geskryf is. Ek het die kritiek gelees nog voordat ek die boek gekry het. Wel, ek was so boos om te sien wat daarin geskryf staan. Ek glo die persoon wat die boek geskryf het, glo ek weet nie die minste waaroor hy skryf nie. Die verskille tussen Moesman en Kali het Moesman egter nie verhinder om wyd en suid in dagblaaie en tydskrifte bepaalde onakkuraatheden uit te wys en regstellings oor Siener te maak nie. Moesman het veral die simpatieke Afrikaner pers talle berigte en artikels daarop gewys dat Siener se visioene deur ander baie versigtig gehanteer moet word en dat dit nie die waarheid is nie. Veral die Transvaaler, die Burger en die Volksblad het gewilliglik ruimte aan Moesman se meedelings afgestaan. Die tydskrifte, die Dappere Boodskapper en die Ossewa Brandwag het ook gretiglik Moesman se artikels geplaas. Ook uit ander oorde was daar groot belangstelling in Siener se gesigte. Die skrywer Henny Heinen het in die 50er jare van die 20ste eeu 2 snelskrifskrywers vir 'n onderhoud na Moesman geneem om seker te maak Heinen kry die belangrike inligting met die oog om 'n artikel te plaas, sodat niks wat Moesman gesê het nie neergeskryf is nie. Voorts het Moesman, soos reeds aangedui, groepe en vergaderings toegespreek. Voor, tydens en by afloop van die Tweede Wêreldoorlog is Moesman talle kere genooi om praatjies oor die Siener te lewer. By 'n geleentheid het hy selfs 'n verhoog met generaal Kemp gedeel. Boereorganisasies wat die regering se beleid teengestaan het ook ywerig gepoog om op die hoogte van die uitleg van Siener se visioene te bekom. Een van die kultureel-politiese organisasies wat baie moeite in hierdie verband gedoen het, was die Ossewa Brandwag. Op 'n vroeëre stadium van die Ossewa Brandwag se bestaan was Moesman 'n ywerige ondersteuner daarvan. Mettertyd het hy skepties geraak oor die organisasie se motiewe en hulle rol. Die finale keerpunt het waarskynlik gekom nadat hy op uitnodiging van studente van die Universiteit van die Oranje Vrystaat 'n praatjie in Bloemfontein gelewer het, waarna hy 'n besoek aan Dr. Hans van Rensburg, leier van die Ossewa Brandwag, gebring het. Na hierdie besoek het Moesman se gesindheid teens die Ossewa Brandwag daadwerklik verkoel. Mettertyd het hy 'n felle kritikus van hulle politieke standpunte geword. As gevolg van sy uitgesproke kritiek is Moesman 2 keer deur ondersteuners van die bewering in Vryburg aangerand. Nog 'n rede vir Moesman se ontnigtering in die Ossewa Brandwag was, nadat hy die visioene van Anna bekom het, hy 'n funksie van die Ossewa Brandwag in Lotterse Kafee in Vryburg bygewoon het. By hierdie geleentheid was daar 'n Dominee Stander, generaal van die Ossewa Brandwag in Transvaal, en ander prominente lede van die Ossewa Brandwag teenwoordig, naamlik A. Dellery, hoofkommandant van die Ossewa Brandwag in die Wes-Transvaal, Frank de Klerk en Barry Grobler. Moesman is deur Dominee Stander eenkant geroep en hy is gevra dat hy sy boek moet druk, want sy boek is meer werd as die hele Ossewa Brandwag organisasie. Moesman se standpunt was dat die boek nie op die stadium gedruk kon word nie, vanweë die noodregulasies en omdat die visioene Engeland se ondergang voorspel. Dominee Stander was egter van mening dat die boek nie deur die sensor se hande moes gaan nie, maar privaat versprei moes word. Hy het geweet van 'n drukkery in Johannesburg waar die boek gedruk kon word. Sodra die gedrukte boek gelewer is, sou dit met motors oor die hele land versprei word, soos warm brode. Hy het bygevoeg dat Moesman mos gewillig is om die opoffering te doen en dat hy, dis nou Boy Moesman, die boek moes bring, dan gaan hulle oor Hartbeesfontein na Johannesburg. 'n Paar dae later het speurders inderdaad op die plaas Langlaagte opgedaag en 'n lasbrief van die Landros van Vryburg voortgelees, waaronder hulle gemagtig is om Moesman se huis te deursoek vir 'n proefskrif. Moesman het die polisie se besoek vertolk as 'n resultaat van 'n Ossewa Brandwag lid wat in Lotterse Kafee teenwoordig was en die inligting aan die regering oorgedra het in 'n poging om die druk van die boek te verongeluk, en wel vanweë Dr. Stander se opmerking
dat die boek vir die volk meer werd is as die hele Ossewa brandwag. Tydens die deursoeking van Moesman se woning het die speurders nie die visioenbundels gevind nie. By afloop van die soektog het Sergeant Koen, wie die soektog gelei het, Moesman gevra wat volgens Siener is die toekoms vir die boerevolk. Moesman het geantwoord dat die boerevolk 'n republiek sal kry by die afloop van 'n donker tyd in die boere se volksgeskiedenis. Hierop het Sergeant Koen gemeen dit sal finansiëel moeilik wees, waarna Moesman hom daarop gewys het dat die boerevolk 'n volmaakte republiek sou kry sonder 'n penny se skuld. Tydens die gesprek het speurder Pieterse genoem sy broer glo vas aan die Siener se voorspellings, maar hy staan bra skepties daarteenoor. Of Moesman se vraag aan Pieterse waar hulle hom wou arresteer en nie generaal Smuts ook nie, het die speurders uitgebars van die lag. Moesman het daarop gesê Smuts glo ook aan die Siener en dat Pieterse moet 'n brief van Smuts skryf om hom te vra of hy aan Siener glo. Indien Smuts dit sou ontken, het Moesman gesê, was hy bereid om self aan Smuts te skryf en aan hom te sê hy is 'n leienaar. Pieterse het blykbaar geskrik want Moesman het hom bereidwillig verklaar om self aan Smuts te skryf en die se antwoord aan Pieterse te wys. Moesman het die daad by die woord gevoeg en die brief aan Smuts geskryf, waarin hy hom meedeel dat hy weet Smuts glo aan Siener se voorspellings, omdat Smuts in 1924 die parlement op die Siener se advies ontbind het. Hy het ook vermeld die Siener het gesê Smuts sal die republiek beleef, 'n mededeling van Siener aan Moesman in 1919 by generaal Louis Botha se dood, waar tydens die Siener ook redes gegee het vir die feit dat Botha nie 'n staatsbegrafnis gegund sou word nie. Die Siener het ook gesê Smuts se probleme gaan baie groot word en Engeland bid Amerika moet hom help en nie die Here nie. Voorts het die Siener van Amerika gesê hy sien 'n span rooi wit rigosse draaiende bondel, wat beteken dat Amerika nie sal help nie. Moesman het bygevoeg dat hy vra nie geld van Smuts nie, slegs toestemming om die Siener se voorspellings, wat die waarheid is, oor die lengte en breedte van die land te versprei. In reaksie op Moesman se versoek, het hy 'n antwoord van die eerste minister se kantoor ontvang, waarin hy meegedeel is, Smuts sê, dat dit nie nodig is om toestemming te verkry nie, en dat Moesman moet aangaan met die goeie werk. Vanuit boeregeleedere het die aandring om die visioene en die betekenis daarvan te publiseer toegeneem soos die politieke omstandighede vir die boerevolk al hoe moeiliker geword het. Nie net individue het versoeke aan Moesman in die verband gerig nie. Groepe het bewegings van stapel gestuur om die publikasie moontlik te maak. Moesman is oral oor as die gesaghebbende oor die visioene en verklaring daarvan beskou. Die feit dat hy oor so 'n lang tydperk as vriend, vertroueling en kinder van die Siener se visioene beskou is, het dit hom die ideale persoon gemaak om die saak aan te pak. Sowel die Volksblad boekhandel as Voortrekker Pers het versoeke aan Moesman gerig om 'n boek oor die Siener saam te stel en vir publikasie voor te lê. Moesman het egter nooit sy manuskrip voorgelê nie. Voor Moesman se dood het hy die dokumente, fotos en gedenkstukke in sy dokumentasie wat op die Siener betrekking het, aan sy dogter Nelly van Sail opgedra, met die uitdruklike versoek dat dit nie, soos hy dit gestel het, in Jingo hande moet val nie, omdat dit verdraai kan word. Tot en met haar dood enkele jare gelede het Van Sail toegewy haar vader se dokumentasie versorg. Wat 'n ongelooflike verhaal, die van Boy Moesman. Hy het so naby Siener geleef. Hy het elke visioen wat Siener gesien het, neergeskryf. Vir ons met die maak van die Siener dokumentêr deel 1, wat 'n ondervinding om net daar op visioenkoppie te loop en net te dink, hierdie volksman, hierdie godsman, wat vir sy volk so baie gedoen het, dat hy hierdie visioene toevertrou het aan Moesman, maar weer eens as gevolg van politieke inmengery en politieke verskille,
is hierdie boek nooit bekom nie. Weet u dalk waar is hierdie geskrewe boeke wat Boy Moesman geskryf het? Ons wil dit graag vir ons nageslag wys. Ons wil dit graag behoue maak. Die tyd is nou ryp vir die boerevolk en vir ons nageslagte om te weet wat lê vir ons in hierdie toekoms voor. Ja, baie keer word daar so dikwels gevra as ons kyk na die probleme wat ons tans in Suid-Afrika het met die plaasmoorde, die werklose mense wat daar is, die honderde wit blanke nedersettings. Waar gaan dit alles eindig? Al wat ek kan sê in die diepte van my boerehart uit is, as die boerevolk, en ek glo Sine van Rensburg het dit ook gesê, as die boerevolk nie terugkeer na hulle geloftes toe, die Bloedrivier gelofte, die Majuba gelofte, die Parekraal gelofte en die Van Riebeeck gelofte, is alles tot niet. Maar dit is blyend om te weet dat na alles wat nog moet gebeur en gaan gebeur, dat ons weer die vuurkleur sal sien wapper. Vir my was dit 'n ongelooflike ervaring, so ook vir my vrou, om die graf op te gespoor het van hierdie man, Boy Moesman. Ja, net so Sine van Rensburg deur die hele Tweede Vryheidsoorlog gegaan het, met net 'n Bybel aan sy sy. So wil ons eer bring aan hierdie groot man, wat alles neergeskryf het. Dit is tog so jammer, dat hierdie boek nooit gedruk was nie. Daarom, met die onderhoud van oom Okkert van Rensburg, by Sine van Rensburg se graf op Sendelingsfontein, het hy gesê, dat 'n mens baie versigtig moet wees, om die boeke van Sine van Rensburg te lees, want daar is sensasieskrywers hier buite, wat onwaarhede kwytraak, en daardeur leuns vertel, en dit is waarom hulle boeke verkoop word, en dit is hoekom die boerevolk, wanneer hulle dit lees, heeltemal in verwarring kom. So wees versigtig. Maar nogtans, baie dankie vir u ondersteuning. Ek hoop dat hierdie stukkie waardevolle geskiedenis, wat ons vir u nou gebring het, ook dat u dit in harte sal neem. Lang lewe die boerevolk. Dieselfde simbole, dieselfde betekenis behou, dwars deur sy lewe. Soos byvoorbeeld, wat kan ek noem? Die ekonomie, die geelperske in Suidwes, die ekonomie, ons ekonomie wat tot niet gaan, het gesê die geelperske boom, 'n produktiewe boom, word 'n sipresboom. Aan my pa het hy gesê dat ons geldstelsel sal so min werd word, dat jy jou huis sê, ek sien, jy kom deur Johannesburg sonder jou hoed. Dan sien hy stofwolk, en dan raak generaal de la Rey weg. En dan sien hy 'n swart trein met baie blomme, gaan van Johannesburg na Lichtenburg. Dit was basies die hele visioen. Hy sê, kyk daar, dit moet 'n groot gebeurtenis wees. Want hy sien 'n massa mense die gaan na Lichtenburg. Hy sê, oral sien hy tussen daai massa mense word die vuurkleur gehuis. Hy sê, treine loop tot in Lichtenburg en daar stop hulle. Hy sê, in Lichtenburg sien ek daar 'n groot gebou met 'n deur aan die suide en 'n deur aan die noorde kant. Hy sê, ek sien 'n massa mense aan die suidekant voor daardie deur. Nou, dit was die hervormerse kerk. Hy sê, ek sien 6 persone
die dra 'n doodkis in daar, maar hulle kom in by die deur aan die noorde kant. Een van daai 6 persone, die steek sy hand uit en ontbloot daar die gesig. En toe die gesig ontbloot, is dit om Koos de la Rey se gesig. Nou dit het plaasgevind met die begrafenis van Koos. Die halssnoermoorde het hy so gesien. Hy sien iets soos 'n mensekop kom uit. Hy het 'n wit boortjie aan. Die wit boortjies verander aan gomlastiekbande. Dan lê daar ook 'n swart hoed. Die militêre klere. Generaal Botha, sak agteroor, dit beteken hy sterf. Hy sien die bye pak op hom. Toe het hy later vir my pa gesê, boy, ek het 'n fout gemaak. Dit was nie bye nie, dit was brommers. Generaal Louis Botha, hy het gesien generaal Louis Botha het selfmoord gepleeg, hy het sy polse gesny, omdat generaal Botha die mense wat die griep gehad het, toegelaat het, wat van die oorlogsfronte in Europa gekom het, toegelaat om die land in te kom, hy het gesê, laat hulle vakansie en hulle verlof kon geniet, sodat hulle kan teruggaan om te gaan veg. En dan sien hy hierdie een, ek gaan hom nie verklaar nie, elke een wat dink kan homself verklaar. Ek sien 'n skoon geskeerde jong man wat aankom. Die sekel is krom. Die waans vlug by my verby. En perderuiters, bewegings, staan in lang rye langs die verbygaande, vlugtende waans. Hulle doen niks. 'n Paar bruin perde gaan terug in kampe. Afskeiding. 'n Vaalhoed en 'n kombers wat hang. Kom in die gesig, as ook 'n seepot met water. 'n Seepot, water is nuus. Seepot is water wat troebel is. En vleis wat aan houte hang, moorde, aan die ooste kant. Die hout draai en dan kom dit na die weste. Die moorde gaan beweeg ook na die weste kant. Wit skimmelperde verskyn voor 'n huis. Die moordenaars verskyn voor 'n huis. En dan 'n swart hoed waarom Lamfer gesit is, wanneer die moorde voltooi is. Oom Moesman, bosom vriend van oom Klasie, skryf dat hy aan oom Siener gevra het hoekom ons nie die Afrikaner sappe, liberaliste, van die gevaar kan oortuig nie. Siener se antwoord was kort en kragtig. Ek het hulle oë gesien. Dis wit soos 'n dier wat blind is en dit peel uit. Ons kan hulle nie oortuig nie. Toe sê Siener vir my persoonlik, Boy Moesman, hy sê, kyk, jy sal my raad vat, want ek sien, ek kap die doringbos wat in die volkse pad is, kap ek af. In die aantekeninge staan, iemand sê tot my, dis nou aan die Siener, jy, die Afrikaner volk, hy is die symbool van die Afrikaner volk, jy sal van brood en water lewe. Die Afrikaner volk sal swaar kry, by tye minder en by tye meer, totdat jy van die vrug sal geëet het. Die druiwestok is die geloof, die druif is die geloof. Oom Niklas was baie bekommerd, het my oom altyd vir my gesê, oor die twis en tweedrag onder die geleedere van die Afrikaner volk. En hy het baie daaroor gepraat. Kyk, oom Niklas het self baie kere dienste gehou en alles, en dit was eintlik baie van sy temas geweest, om oor hierdie ding te praat. En altyd die mense gemaan om minder te beklei onder mekaar en te kere te gaan, maar dit is maar nou ongelukkig soos ons Afrikaner nasie is. In baie gevalle sien die een nie die son oor die ander een skyn nie. En dit is vir ons fataal. Ek meen, as ons die wee van die Here gaan los, dan kan dit net nie met ons goed gaan nie, want ons voortrekkers se geloof was so sterk, dat net geloof hulle by die slag van Bloedrivier deurgedra het. As ons maar net daardie geloof kan hê, dan kan ons seker wees, dat wat nou hierdie ding is baie erger as wat dit gewees het, maar dan is daar ook nie gevaar, dat hierdie ding van ons, waarin ons nou is, probleme gaan gee nie. Maar as ons die Here aan ons kant het, dan het ons mos niks om voor te vrees nie. Maar soos ek altyd sê, God is liefde. En waar liefde
is die Here teenwoordig. Maar as daar nie liefde is nie, dan is God nie daar nie. En as ons Afrikaners so onder mekaar beklei, dan kan ons mos nou maar net verwag dat die Here sal nie saam met ons wees nie. En wat kan ons dan verwag? Ons kan mos nie seën van hom verwag nie. Ek het die mense gewaarsku en gesê, ons moet ophou beklei, ons moet ophou om mekaar sleg te sê en te kere te gaan, want ons geskiedenis en die van Israel loop baie nou saam, soos wat die Bybel dit vir ons vertel. En Israel is in ballingskap weggevoer omdat hulle nie wou luister nie. Ons is nie beter as Israel nie. Ons kan in ballingskap gaan en ek is bevrees. Die mense wat onder ons gestaan het vir dekades en dekades, jy kan amper sê eeue. Daardie mense is nou oor ons. En ons het nie 'n keuse nie, want as die Here dit wil toelaat, dan doen hy dit. Ek dink, ons moet ons bekleierery begin los, sodat ons die Here meer aan ons kant kan kry. Dan glo ek, dan gaan dit met ons beter gaan in hierdie land. Ek glo so. Volgens oom Niklaas sal die volk weer terugkeer na die pad wat God vir ons bepaal het en sal dinge weer in eie hande neem en die vyand sal koersloos op die vlug slaan. Oom Niklaas het vir die mense gesê, het vir oom Boyle gesê, wanneer die parlement in wanorde uitmekaar gaan en hulle soos Makoue huis toe kom, dan sit ons op die perde, dan is ons gereed, dan gaan ons Prieska toe trek. En by Prieska, daar word ons voorsien van gewere en ammunisie, want in daardie tyd sal ons dit nie hê nie. Wat ek nou al kan sien. En ons het eintlik nie meer beheer oor dit nie, ek meen, menslik gesproke is die beheer van die wapens nie meer in ons hande nie. In elk geval, hy het gesê, as hulle vir ons daar gewapen het, dan is ons daar omdraai, dan sien hy, is ons horingskerp. En dan trek ons daarvan aan terug. En by Kimberley daar rol ons die eerste blou ysterklippe in. En van daar af trek ons vereniging en daar rol ons die volgende ysterklippe in. Hy sê, en dan die slang wat hy uit Rhodesia sien kom het. By Mafeking gehengel het en toe naderhand tot by vereniging gegaan het en daar opgerol het te gaan lê het. Daardie slang en ook die ou waawiel wat uit die oostelike provinsie aangerol gekom het aan verlore velling en na verlore speek, maar na mate dit nader kom hiernatoe, dan word dit 'n nuwe wiel. Om Niklaas te sê, soos hy dit gesê het, dis ou Engelse wat agterbly. Hulle sal nooit weer iets aan ons kan doen nie. Ons kan hulle maar daar los. Maar ek dink, in sy tyd, was die allereen vyand, was die Engelsman gewees. Ons kan nie dit vandag meer sê nie. Want dit is werklik nie meer al vyand wat ons het nie. Ek dink ons het 'n baie groter vyand in die kommunis, as wat ons in die Engelsman het. Maar soos wat die ou boere gewees het, hulle was nie lief vir die Engelse nie. Nou ja, en ek glo, dit sal dalk maar, ek noem dit altyd vyande van ons Suid-Afrikaanse volk wees. Wat sal maar naderhand gee pad, as die ding vir hulle bietjie warm word. En as ons nou die blou ysterklippe by vereniging inrol, dan sê hom Niklaas, dan sien hy die slang se kop vir die eerste, want hy kon die slang wat uit Rhodesia het gekom met sy kop nooit sien nie. Maar wanneer hy die blou ysterklippe daar inrol, dan sien hy vir die eerste keer die kop van die slang, dan bars hulle uit reg oos. En hulle vlug af Durban toe. En by Durban gaan hulle op die skepe en dan skiet hulle terug. Hy het gesê vir hom, boy, daar sal julle so 'n bietjie mense moet hou om hulle 'n bietjie reg te hou, want julle kan dit mos doen. Maar hy sê as hulle daar op die skip klim, dan sien hy sy ou Statenbybel slaan voor hom oop en hy lees Exodus 14 vers 13. Hierdie vyand, soos julle hulle vandag sien, sal julle in die ewigheid nooit weer sien.
vriende, op hierdie warm somers Maart 2017 het ons nog weer eens 'n ongelooflike ontdekking gedoen wat so deel is van ons boervolk se geskiedenis. En ek wil net by voorbaat sê, ek staan nie met disrespek hier op hierdie graf nie. Want as u sien vandag hoe lyk hierdie Vryburg se kerkhof, dan is dit 'n skreiende skande, net dat hierdie land van ons, waar ons groot geword het, waar die boerevolk groot geword het, Vryburg, se kerkhof so lyk vandag. En saam met dit wil ek sê, hier lê iemand met 'n ongelooflike kennis van Siener van Rensburg, naamlik Boy Moesman. Nou Boy was 'n boesemvriend gewees van Siener van Rensburg. En hy het op die plaas gebly, Langlaagte, in die distrik van Vryburg, tussen Vryburg en Schweizer-Ryneke. En hy het ongelooflike werk gedoen om Siener van Rensburg se visioene, wat hy gekry het, en wat die toekoms vir die boerevolk in hierdie land van ons Suid-Afrika inhou. Nog te beter, het iemand met die naam van professor A.W.G. Raad hierdie boek gaan skryf. Aan die een kant is dit 'n baie insiggewende boek, aan die ander kant is dit ook 'n bietjie teleurstellend, want die professor, volgens oom Okker van Rensburg op Ottosdal, het foto's wat in sy besit was, wat van die een geslag na die ander geslag oorgedra was, by oom Okkert geleen, en tot vandag toe nie aan hom terug besorg nie. En professor, as u hierdie opname sien, dan vra ek maar met 'n boerehart, u het ongelooflike werk gedoen om hierdie boeke te skryf, ook so oor die konsentrasiekampe. Gee asseblief oom Okkert se foto's terug, dit behoort aan daai familie. Maar die skrywe wat u gedoen het ook oor Boy Moesman, is net onbeskryflik. Nou kortliks, ek gaan vir u latere gedeeltes so goed uitlees uit hierdie boek uit, bietjie meer van Boy Moesman en wat hy alles gedoen het. Nou op die plaas Langlaagte, die beeldmateriaal, op Langlaagte, die beeldmateriaal wat jy nou sien, dit was die woning gewees van Boy Moesman. En van daar af moes hy te perd gery het na oom Siener van Rensburg toe op Rietkuil, wat 60 myl was, ongeveer 120 kilometer. Ek sal dit net weer korrigeer in die boek. Maar van sy plaas af Langlaagte tot by Rietkuil was dit 160 kilometer. En dan het hy soontoe gery om die visioene wat oom Siener van Rensburg gehad het, Nicolaas van Rensburg, neer te skryf. Nou hier's 'n paar voorbeelde, hier's een voorbeeld van 'n brief in sy eie handskrif oor die visioene wat Siener gesien het na die Tweede Vryheidsoorlog. Wat lê vir hierdie boerevolk van ons voor? Dis onbeskryflik as 'n mens kyk na, ons is 'n paar dae na die 8de Maart 1974, toe Boy Moesman te ruste gelê het, of te ruste gelaat is, hierso in Vryburg. En in die tydperk toe hy hierdie visioene neergeskryf het, wou hy dit vir die boerevolk as erfenis bewaar het, net soos wat hy dit neergeskryf het, toe hy langs Siener van Rensburg op Rietkuil gesit het. Maar ongelukkig het daar 'n twistery of 'n verskil tussen die Moesmans of oom Boy Moesman en die van Rensburg gekom, want hulle wil nie gehad het hy moes hierdie visioene neergeskryf het of in 'n boekvorm nie. En daar was 'n predikant op Dullstroom wat toe ook vir oom Boy
brief geskryf het om te sê, maar hy het alleen reg om daai visioene wat Sine van Rensburg se suster neergeskryf het in 'n boekvorm te sit. Nou ek kan myself indink, ons het nou van Johannesburg af, waar ons bly in Rodepoort, die roete wat ons vandag gery het is omtrent 450 kilometer om hier vanmiddag hierdie graf te ontdek. Niemand was seker gewees nie, ook nie die geologiese vereniging kon vir my gesê het waar is die graf van Boy Moosman nie. En vir my vrou, vir Johan Shebrante, vir sy vrou Christa en vir 'n vriend van my, Jaco Diedriks. Miskien sou julle dit dalk nie nou besef nie, maar in die jare wat kom, wat het dit vir ons boerevolk beteken om hierdie persoon wat so na aan Siener van Rensburg gelewe het, sy graf te ontdek, hierdie verwaarloosde toegegroeide graf hier op Vryburg. Maar oom Boy se suster het later van tyd het sy in besit gekom van al die visioene wat hy neergeskryf het. En die laaste keer wat ek van weet, het sy in Kimberley gebly en ek wonder wat het van al daai geskryfde velle papier geword. Presies soos wat Siener van Rensburg dit aan Boy Moosman vertel het. As u dalk weet, asseblief, laat weet my, want die dokumentêr is nie volledig as ons dit saam met dit daarso byvoeg nie. Maar wat 'n ongelooflike verhaal, nee, dit wat hy deurgemaak het, kom dat ek vir u sê, as ek vandag, ek is nie ou wat perde ken nie, nee, 'n kilometer moet ry met 'n perd, sal ek seker vir 'n week nie kan loop nie. Maar die perde was hulle enigste ryding gewees in daai tyd. En om van sy plek af 160 kilometer, dis 100 myl in die ou terme, te ry met 'n perd om dan al sy visioene neer te skryf, sit nie in enige man se broek nie. Dit kan ek vir u verseker. En ek glo, agter elke groot man staan 'n groot vrou. En ook aan sy vrou wat hierso lê, daar's nie baie geskryf oor haar nie. Maar die erfenis, die nalatenskap wat hulle vir ons as boerevolk gelos het, nee, is net onbeskryflik. En as u hierdie boek van professor Raad bekom, daar's baie van sy visioene wat hy geskryf het. Nou net soos wat Boy Moosman besorgd was dat die regte goed gepubliseer word, so het daar ook in daai tydperk ander mense gekom en van sy visioene by sy suster, Siener van Rensburg se suster, afgeskryf. En natuurlik ook maar hulle eie goed bygevoeg. So wat werklik daar geskryf was, is toe nooit werklik opgeteken nie. Die goed het verdraai geraak. Daar het onwaarhede saam met daai geskrifte, nee, in koerante en publikasies verskyn. Tot op so 'n mate dat Boy Moosman vir die Transvaaler 'n brief geskryf het en gesê het dat wanneer daar sulke briewe verskyn het wat nie die waarheid was nie, vir hulle gesê het, hy sit met die regte oorspronklike briewe, dit wat nou daar gepubliseer word, is nie die waarheid, en het Siener van Rensburg nooit so iets gesê nie. As ons nou kyk in die omstandighede waar ons is in Suid-Afrika, is hierdie land, as ek kyk na hierdie kerkhof, nee, besig om te vergaan. As ons kyk hoe toegegroei hierdie kerkhof is, die stasies op pad, nee, die toestand wat hierdie boerevolk hom op die oomblik bevind, is dit skrikwekkend. Is dit om van te ween. U gaan nou vir my vra, maar wat moet ons doen as 'n boerevolk om weer op te staan en te sê dat God na ons gebede gaan luister? Dan kan ek vandag vir u sê, soos wat ek hierso staan, as die boerevolk nie terugkeer na die geloftes wat ons gemaak het aan God nie, soos wat die Bybel sê, sal ek die werke van julle hande verwoes. Ek kan nie vir u beskryf,
as jy 'n geliefde gehad het, 'n ma of 'n pa of 'n broer of 'n suster of 'n vrou, en hulle is hier begrawe, hier in Vryburg, en dan praat ek nie van die ander kerkhowe nie, en jy sien hoe lyk dit, nee, dan is daar 'n treurige toekoms. Vergeet van die nuwe profete wat nou deesdae soveel op die nuus is, wat saamtrekke reël met hierdie reënboognasie. Nee, God gaan dit nie regmaak as ons nie gelofte daar weer eerbiedig nie. Dis al wat hy van ons wil hê. Ons moet terugkeer na ons gelofte daartoe. Dan sal hy hierdie volk red. Maar wat 'n ontdekking vandag op hierdie Sondagmiddag na kilometers ry. En hoeveel oproepe Johan Brandt net nie vir ons gemaak het, nie om uit te vind waar is hierdie graf nie. Maar dan wil ek ook vir die Moesman familie sê, die oupa of die pa of wie ook al, wat hy ook al van julle was, mense, uit 'n boerehart uit is dit 'n skande, dat iemand wat so groot rol gespeel het in die boerevolk se geskiedenis, se graf so verwaarloos moet word. Oom Piet Botha, wat boer op Koster, sê sulke ware woorde. En ek haal hom aan. God gee die melk, maar jy moet die emmer gee. Ons kan nie verwag van ander volkere, al word hulle betaal om dit te kom skoonmaak. Nee, want dit beteken niks vir hulle nie. Hierdie mense, wat 'n groot deel vir ons volk se erfenis gedoen het, mag nie vergeet word nie. En daarom doen ek 'n beroep op u hier in Vryburg. Ek doen 'n beroep op hierdie Moesman familie, dat julle moet opstaan, nee, en julle erfenisse goed moet bewaar. Ons nageslag, ek is 55 jaar oud, is die laaste persone wat die waarheid vir ons kinders kan vertel. Dat die terroriste wat daar was, nie die helde is wat hierdie land vandag opgebou het nie. Maar mense soos Boy Moesman, soos Siener van Rensburg. Ja, daarby wil ek sê ook, die Bybel praat van profete, maar die Bybel praat ook van valse profete. Luister en kyk en lees wat Siener van Rensburg geskryf het oor die toekoms. Maar wees verseker dat God die Alfa en die Omega is van hierdie lewe van ons. En al het hy hierdie goed geskryf, en al, miskien is dit per toeval, dat wat 'n ou sien in jou lewenspad, en wat huidiglik in Suid-Afrika gebeur het, dalk nie per toeval is oor wat hy geskryf het nie, maar dat dit die waarheid is wat in wording is. Maar, soos wat ek in Reddersburg ook 'n dokumentêr gedoen het oor die Anglo-Boereoorlog, en ek haal aan wat hierdie ou gesê het, en ek voeg dit by, hierdie dokumentêr, glo in God, maar hou jou kry droog. Want, jy word vrygebore, maar vir jou vryheid, sal jy moet veg. En daarby wil ek sê, ek bedoel nie, ja, gaan vat na jou geweer, alhoewel ek my vuurwapen langs my het, want ons het vroeg gery uit Johannesburg uit, en ek dink vandag is dit net raadsaam, om nie, jy weet, in sulke plekke te gaan kuier, en te verwag, ja, jy weet, jy moet nou nie aangeval word nie. Ek sê nie, dit sal hier gebeur nie, maar mens moet paraat wees. Maar glo in God, keer terug na julle geloftes toe, en God sal hierdie boerevolk se land weer vir hulle teruggee. En daar's baie boere wat hierna sal kyk, en ek wil net vir julle sê, ons gaan nêrens heen nie. Hierdie is ons geboorteland.